Hallo julle, vandag gaan ons bietjie kyk na hoe skoolonderrig en leer potensieel kan werk in die toekoms. Veral as 'n mens 'n tipe van 'n noodsituasie gehad het waar jy moet vas staan of onttrek. Die omgewing van leer gaan totaal anders lyk as wat dit nou lyk in skole, dink ek. Ons glo dat daar terugbeweeg gaan word na 'n omgewing waar leer grootendeels by die huis gaan plaasvind. Dit gaan ook meer gefokus wees op lewensvaardighede en verlore vaardighede, so 'n meer prakties georiënteerde beroep ensovoorts. Die formele leergeleenthede gaan ook weer met stabiliteit kom, maar ons voorneem dat die indiensopleiding, soos wat ons gehad het met ons voorouers en met van ons ouers, grootendeels die landskap gaan inkleer. So, ons huidige oplossing is dat ons nou al tuiskool vir die laaste 5 jaar en ons was nog nie een oomblik spyt gewees oor ons besluit om dit te doen nie. Dit het dit ook vir ons moontlik gemaak om te verhuis en in 'n meer landelike gebied te bly en daardeur is daar ook ongelooflike ontwikkeling wat in ons kinders plaasgevind het. Ek glo dat dit ook vir ons 'n voorsprong gee bo baie ander in 'n noodsituasie, want ons kinders is al reeds aangepas by hierdie styl van leer. So dit sal makliker wees vir hulle om aan te pas in so 'n noodsituasie. Ons het ook al reeds deur ons tuiskool kurrikulums en subskripsies wat ons oor die jare gebruik het, 'n magdom van inligting bymekaar gemaak vir al grondslag en intermediêre fase, sowel as basiese bronne vir hoërskoolfase onderrig. Ons doen tans onderrigting gefokus uit ons Bybels en ons leer direk uit ons Bybels uit. Al ons leerwerk kan lynreg teruggetrek word na die Bybel toe. Dit is vir ons belangrik dat ons kinders 'n grondslag het in hulle geloof en mens kan ook al jou ander vakgebiede reguit uit die Bybel uit ondersoek en leer vir die kinders. Ons gebruik natuurlik ook hulpbronne wat aanvullend is tot die Bybel om sekere konsepte te verduidelik en te verskerp. So ons leer nie net uit die Bybel uit nie, maar alles kan teruggetrek word na die grondslag uit die Bybel. Ons volg ook ons kinders se belangstellings en fokus op daardie sterkpunte deur vir hulle ondersteunende materiaal beskikbaar te stel sodat hulle hierdie belangstellings kan ondersoek. Soos byvoorbeeld ons oudste dogter Leanay, sy is nou 16. Sy het 'n verskriklike liefde vir diere en haar fokus uit en uit is om eendag 'n beesboerdery te hê en nie net enige beeste nie, Brahmaanbeeste. So haar fokus is baie gerig tot ondersteuning in dit wat sy eendag wil doen. So sy doen navorsing oor tipes beeste, die siektes, die voer van die beeste ensovoorts. Dan het sy ook 'n baie groot liefde vir geskiedenis, ons Suid-Afrikaanse geskiedenis. En sy het nou al vir die laaste jaar en 'n half wat sy regtig haar eie navorsing doen uit boeke wat ons hier in ons huisbiblioteek het en van die internet af ensovoorts. So sy het regtig nog ons liefde daarvoor. Ons seun, ons middelste kind is nou 14. Hy het 'n verskriklike belangstelling in messe en die maak van messe en daai tipe van goed. Hy's ook maar 'n bietjie van 'n gamer. So hy hou van sy PlayStation speletjies en daai tipe van goeters. Hy's baie goed in wiskunde en hy het nogal 'n liefde vir, soos ek sê, die mesmakery. So hy tinker ook elke nou en dan in die garage met sy mesmakery. Ons jongste dogter, sy word Vrydag 11. So sy het 'n verskriklike liefde vir perde. So sy is besig in deel van haar skoolwerk is sy besig om 'n boek oor perde te copywork. So sy skryf oor van daai boek af in 'n ander boek in. Sy plak die prentjies en sy kleur dit in en sy teken dit en. So sy het 'n verskriklike liefde vir perde. Sy wil eendag 'n perdeskool oopmaak op 'n plaas met baie perde. So ja. Die boerdery kom nogal sterk deur in hulle almal, maar ek het ook nogal 'n liefde vir die
skapies en die res van die diere, so ja, hulle het nog ons groot planne, die 3 van hulle, om saam te boer. So hulle weet uiteraard hoe om op die plaas te werk, om die diere te versorg. Hulle weet ook hoe om op die radio te kommunikeer. Hulle word blootgestel daarop. Ja, en hy het nogal saam met Chart met sy amateur lisensie vir hom help leer daarna. So sy weet ook heel wat van amateur radio ensovoorts. En dit is nie waar dit stop nie. Die basiese vaardighede en die verlore vaardighede waarna ons ook kyk is goed soos kos maak. So die meisiekinders help my in die kombuis. Ja, maak ook so elke nou en dan. Hy het nou die aand vir ons die lekkerste mints gemaak wat ons geëet het saam met vetkoek of iets. So hy weet ook hoe om te kook en hoe om in die huis te werk. Hulle weet elkeen hoe om skottelgoed te was en skoon te maak in die huis. Hulle weet hoe om ons opbrengste uit die land uit beet en wortels en komkommers en daai tipe van goed in te lê en te pikkel. Zenobia is ook ongelooflik fliks in die kombuis en sy het 'n liefde vir bak en kook en al so aan. So hulle weet hoe om hulle self in die kombuis ook te hanteer. Om vir julle nou 'n oulike staaltjie te vertel, ek en Leanay het eendag dorp toe gery en die bakkie se voorwiel het toe basies sy kontrolarm of wat ook al, vergewe my, ek ken nie hierdie goeters, en sy is baie meer meganies aangeleë as ek, het toe nou afgekom, en omdat sy nou alreeds saam met Chart en Mike baie van hierdie goed gedoen het, het sy geweet, okay, ek moet nou die kar opjack, ek moet die arm weer terugdruk, sy het sommer 'n stuk draad daar van agter of die bakkie gebruik as die splitpin om die storie weer aan mekaar te kan hou ensovoorts tot ons op die dorp kon kom, wat sy toe nou 'n moer gekry het en ons kon toe nou 'n bout en 'n moer en ons kon toe nou die goeders weer aan mekaar sit. So sy weet hoe om 'n band te ruil, Michael weet hoe om 'n band te ruil. Zenobia het al bygestaan, sy het dit nog nie fisies self gedoen nie, maar sy het al gesien hoe dit gedoen word. So daai tipe van vaardighede wat mens die kinders moet leer om prakties in 'n situasie te kan dink en uitredeneer, hoe gaan ek uit hierdie situasie uitkom? Natuurlik word ons hier op die plaas ook blootgestel aan baie ondiere, so dis maar rotte en muise en slange en al sulke tipe goeders. So daai basiese vaardighede gaan 'n mens ook vir jou kinders moet klein bring om in 'n kampsituasie daai tipe van goeders te kan hanteer. Moenie met die slang gaan speel nie, roep 'n groot mens of jy weet om weg te kom van die slang af, maar om nog steeds onder oog te hou. So daai tipe van vaardighede gaan mens ook vir jou kinders moet leer. En dit is nogals vir ons belangrik dat ons kinders saam met ons in die lewe leer en werk, sodat hulle kan sien hoe die grootmenswêreld werk. Wat kan mens nou al doen in vandag se situasie? So vir ons is dit nogal belangrik om seker te maak dat jy nou al met jou kinders gesels oor 'n moontlike vasstaan of onttrekkingssituasie, dat dit nie in daai situasie vir hulle te oorweldigend is nie. So mense hoef nie al die gory details te deel nie, maar mens moet ook nie wegskram van wat die realiteit gaan wees nie. So moenie mense kinders so geskermd groot maak dat dit in daai situasie vir hulle so oorweldigend is dat jy sit met 'n paniek en 'n angs wat jou situasie vir jou net kompliseer nie. En dan ook, begin nou al eenvoudig net deur hulle skoolboeke te blaai en te lees, te sien wat aangaan in die skole. Maak jouself bewus van wat jou kinders geleer word in die skool. En identifiseer ook daai kritiese vaardighede wat die skool nie aanspreek nie. En dan baie meer basies is maak nou al werkvelle, ou handboeke, ou skoolboeke en leesboeke, naslaanboeke, goed soos Wêreldspektrum en daai tipe van goeders, maak dit nou al bymekaar. As jy weet jy gaan aansluit by 'n groepering wat gaan onttrek, probeer en stoor hierdie tipe van items alreeds in 'n veiliger area wat geïdentifiseer is. As jy weet jy gaan eerder aansluit by 'n groepering wat gaan vasstaan, maak seker dat julle almal in julle groepering weet waar 'n gesamentlike huis of gebou of saal is waar julle alreeds van hierdie goeders kan stoor sodat onderrig dan nou éventueel kan voortgaan. Maak goed soos papier, skryfblokke, hardebandboeke, skryfbehoeftes,
speelgoed vir die kleintjies, lers as dit moontlik is, enige skool of leeronderrig tipe bybehore wat jy aan kan dink, maak dit nou al bymekaar, sodat jy nie in daai tyd hoef te skarrel om weer sulke tipe van benodighede bymekaar te bring nie. En dan maak nou al ook hulpbronne bymekaar vir daai verlore vaardighede en begin nou al reeds daardie vaardighede aan te kweek by jou kinders. Al raak dit 'n stokperdjie of 'n moontlike beroep eendag. Jy weet, begin nou al te werk aan daai tipe van vaardighede. Goed soos leer loeiery, hoe om met naaldwerk, jy weet, hoe om naaldwerk te doen, hoe om met leer te kan werk en skoene te maak en beursies en daai tipe van goed. Jy weet, praktiese goeders wat 'n mens in daai tyd sal kan gebruik. Leer hoe om goed in te lê en te pikkel en jy weet, om jou saadjies te plant en in die tuin te werk en daai tipe van goeders. Dis vaardighede wat krities belangrik gaan wees. Vir 'n noodsituasie maak ook seker dat jy goedjies het om bietjie van 'n stabiliteit vir jou kinders te bring, veral die kleiner ouetjies. Jy weet, dat jy deur daai eerste paar ure of dalk weke of maande kan kom, totdat dinge bietjie meer normaliseer. So jy gaan kyk na goeders soos inkleerboeke en kruite en potlode. Jy weet, hierdie tipe van selfleerboekies waar jy deur 'n doolhof moet gaan, of jy weet, portable speletjies soos jy weet, memoriseerkaartjies of kaarte wat jy hulle kan somme mee leer en daai tipe van goed, flashkaartjies, maalsomme, deelsomme, jy weet, al daai tipe van goedertjies, net om hulle aandag van die situasie af te trek. Moet ook nie goed soos breiwerk, hekelwerk, jy weet, verf, teken, al daai goeders is baie terapeuties en dit gaan ook vir ons van baie waarde wees in 'n noodsituasie. So kyk na daai tipe van goeders en regtig begin ondersoek in te stel in die verskillende tuiskoolmetodes. Daar's baie van hulle. Ons het 'n mengelmoes van almal en jy weet, begin daai goeders te ondersoek. Ek sê nie elkeen moet nou begin tuiskool en hulle kinders uit die skool uithaal nie. Dit is vir party mense net nie doenbaar nie en jy weet, dit is nie die be all and end all nie. Maar begin nou al te kyk hoe daai tipe van goeders werk, sodat jy, as jy in 'n situasie kom waar jy self jou kinders moet leer, jy vertroud is met hoe jou kinders dink en leer, sodat dit vir jou makliker is om stabiliteit weer terug te bring in hulle lewens ook. Ek hoop hierdie was van waarde vir julle. As iemand enige vrae het rakende tuiskool of watse tipe ander bybehore en skryfbehoeftes en goedjies mens nou al kan voorberei, laat weet vir my en ek sal terugkom na julle toe. Mag julle 'n wonderlike dag hê.